So 4 uur op die N3 vanaf Johannesburg of 1 uur vanaf Durban kry jy die Midlands Meander, 'n versameling roetes met akkommodasie en doen dinge. Ons soek vandag stories agter van die interessante name hier, soos die Caversham Vallei. As ek dit reg verstaan het, Caversham sy naam gekry by 2 broers wat van Londen afgekom het. Yeah, that is reg, Pulani. In the 1850s, a lot of British people came to the Natal. 2 brothers, Richard and James Hudson, sailed aboard the Legit ship, and then they came to this area here. They secured 3 plots. Because of where they came from and the place near Caversham in England, they decided to name this area Caversham, and then 2 years later they built the first watermill in the Natal. Yeah, because the flour was very popular here. People, they were driving days and days to come and create their mills here. Didn't they lose everything in a fire? Oh yes, they did lose everything except the clothes that they were wearing. And then there's a bits of pieces that was left there behind the mill there. And then the church up top at Caversham Press. Later on that church, that's where James was buried. Dit is vir my ongelooflik dat die legende van die broers nog hier bly leef en dat hierdie eintlik nou die geboorteplek van die Midlands Meander geword het. Die idee van die Meander is geskep deur pottebakkers David Walters en Ian Glennie nadat David die ou meule in 'n ateljee omskep het. Nog 'n bekende plek op die Meander is Fort Nottingham. So is hierdie nou die fort waaruit die dorpie se naam ontstaan het? Ja, presies. Nottingham Shire Regiment was hier gebaseer gewees en hulle het toe die fort gebou om hulle self te beskerm teen diefstal en enige vorm van 'n gevaar wat hulle gehad het. En dis waar die naam Fort Nottingham gekom het. En hier staan die fort nog steeds en nou vandag is hy 'n pragtige museum. En waar kom die road deel in Nottingham Road vandaan? Daarvoor moet ons stasie toe gaan. Tot in 1875 is die fortarea as Nottingham beskryf, maar dit verander na Fort Nottingham toe 'n dorpie om die nuwe spoorlyn van 1883 vorm. Toe die stasie voltooi was, het dit die hele area verander. In steede van 14 dae om jou pos en jou groente en jou goedere in Pietermaritzburg te kry, het dit nou net 3 dae gevat weens die stasie wat voltooi was. As jy in ons moderne tydperk daarna kyk, kan jy eintlik sien dat dit is soos van morskode na selfone toe. En later het die station weggeval en het hulle dit net genoem Nottingham Road en dis waar dit ontstaan het. Terug op die Meander met sy 80 km kronkelpaaie en meer as 160 restaurante, slaapplekke en winkels. Lions River was eens 'n jagplek vir die Zulu koninklikes voor die 1800s. En die plekkie het sy naam gekry want die heel laaste leeu is glo geskiet net hier bo die rivier. Ai. Noordoos van Lions River ry ons nou deur die Curries Post area. Dit lê tussen Mooirivier en Howick en hier kan jy sien hoe koffiebone gerooster word, by 'n leerskoenfabriek inloer, tuisgemaakte hangmatte uittoets of oorslaap by die ou coach house. Hallo Plani. Ek sien jy het my foto's gebruik. Pragtige foto's. Ek het spesiaal vir jou van die muur afgehaal die oorspronklike foto's van die coach house, soos gelyk het soveel jare gelede, om te vergelyk met wat ons hier sien op hierdie stadium. Ek het 'n vraag vir jou. Hierdie curry is nie dieselfde as die curry wat ons van hoor van KwaZulu-Natal nie, nê? Nee, dis definitief 'n Engelse curry hierdie. Is 'n George curry wat omtrent so 140 jaar gelede na Suid-Afrika toe gekom het en hier in hierdie area hom gevestig het. Hy het die coach house gebou as oornagfasiliteite. Hierdie pad hier in die voorkant was die oorspronklike roete tussen Johannesburg en Durban en dit is hoekom dit nou so 'n ideale plek was om te bou as oornagfasiliteite. So die koetse kon hier inkom en kom slaap en van hier af weer verder aangaan. Daardie jare was daar nog maar soms ook gevangene op die koets en iewers moet hulle vir hulle voorsiening gemaak het. So as jy kyk na die coach house, die gebou, die kamer heel aan die regterkant, jy kan self sien die dak is laer en dit was die oorspronklike tronk. So ek sê maar nie vir mense hulle slaap in die tronk as hulle daar oornag by ons nie. Nou gaan hulle weet. Ja, nee, definitief. Ek het gehoor daar was iewers 'n kroeg ook gewees. Ja, hy het 'n hotel ook gehad net op in die pad. Wat nou bekend staan as die Old Curries Post Hotel. En in daai hotel was 'n kroeg. George Curry, die eienaar, was blykbaar glad nie 'n drinker nie. In die kroeg het hy 'n honesty bar gehad. So mense moes maar 'n ou geldjie in die laai gesit het as hulle 'n drankie daar geneem het. Ek weet nie hoe dit gewerk het nie. Ja nee, ek weet ook nie. Maar Pelanius kan hom nou nie weet dat jy weggaan hier sonder dat jy 'n koppie koffie gedrink het nie. Lekker. Ai, dit is darm lekker om ons land plat te ry. En met dit dat jy reis, is jy besig om Avios in te samel vir die volgende ene. Pulani het met 'n eiwiskar gery en oorgeslaap by die Protea Hotel Hilton. So het sy nog 600 Avios bymekaar gemaak. Toe, kry die Meander op jou reispad sodat sy rollende heuwels deel van jou herinneringe kan word.